Want my geregtigheid, my regverdigmaking kom nou nie deur daai proses nie, maar kom deur Jesus Christus. En dit is wat Paulus hierso skryf aan die Handelinge. Hy sê, alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Met ander woorde, die wet kan my nie regverdig nie. Maar dit sê nie, ek moenie die wet onderhou nie, maar ek gaan nou nie fisies die wet onderhou nie. Daai wet van jy mag nie egbreek nie, jy mag nie begeer nie, jy mag nie doodslaan nie, al daai 10 gebooie is nou in my hart. Ek onderhou dit nog steeds van nature. Ek wil hê jy moet dit asseblief besef. En dit is nou na die volgende skrif toe wat ons gaan. Hy sê daar in Galasiërs 2 vers 16, hy sê terwyl jy wil geregverdig word, kan jy sien. Dit gaan nie moet ek onderhou, moet ek nie onderhou. Dit beteken as ek geregverdig wil word. Terwyl ons weet dat die mens wat nie geregverdig wil word uit die werke van die wet nie, maar elkeen wat deur die geloof in Jesus Christus, selfs in Jesus glo, sodat ons geregverdig gaan word in die geloof. Met ander woorde, wat regverdig ons? Wat plaas ons in 'n geregtigheidsposisie? Geloof. Dit is wat Paulus, dit is waar die openbaring moet kom. Ek word nie meer deur die wet geregverdig nie. Ek word deur geloof geregverdig. Moet ek die wet onderhou? Natuurlik, hy's natuurlik. Ek onderhou hom natuurlik, hy's natuurlik in my hart. So dit gaan nie of moet ek nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. En dit is nou wat Galasiërs, die volgende skrif, Galasiërs 3 vers 10, hy sê, as jy deur die wet geregverdig wil word, as jy nog steeds die lam wil vat na die hoofpriester toe, om geslag te word vir jou sondes, hy sê, dan sit jy jouself onder 'n vloek.